Op hierdie dinsdagoggend is dit vir jou belangrik om te weet dat mense tree op uit hulle emosionele toestand. Jy moet dit vandag weet, dat wanneer mense jou seermaak, en wanneer hulle teen jou kom, moet jy dit nooit persoonlik vat nie. En ek weet dit is moeilik, ek weet dit is moeilik en die menslike reaksie in ons wil altyd vergeld dit wat na ons kant toe kom. Ons wil altyd mense hanteer soos wat hulle ons hanteer, maar onthou dit, dat dis mense wat seer is, wat ander mense seer maak. Mense met 'n emosionele seerwond en 'n toestand, maak ander mense seer. So moet nooit toelaat dat jy op hulle vlak sak, en dieselfde terugdoen aan hulle nie. Want dis belangrik om in opregtheid op te tree, dis belangrik om op te tree met 'n goeie gesindheid en om die woord en die lig van Yeshua uit te dra oralste waar jy gaan. Want dit help nie iemand hanteer ons sleg en ons doen presies dieselfde nie. Want dis nie die gesindheid wat Vader wil hê ons in ons lewe moet hê nie. Die gesindheid wat in ons lewe moet wees is om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar dat ek en jy oorwinning sal hê teen die wat ons aanval, teen die wat ons seer maak. En kyk gou wat sê die woord, en die woord praat hierso spesifiek van hierdie tipe mense, en hy sê hierso, in die boek van Spreuke hoofstuk 24, en hy sê, moenie sê, vers 29, moenie sê, soos hy aan my gedoen het, so sal ek aan hom doen. Ek sal die man vergelde na sy werk, en dis hoe ons as mens gewoonlik wil optree. En ek verstaan dit, mense. Ek verstaan dit, ek het ook al baie keer gevoel, maar hemel, ek wil hierdie ou aan sy nek gryp, en ek wil hom skud totdat hy bykom. Ek het ook al so gevoel. Maar weet jy wat, ons moet anders te optree, as wat die wêreld optree. En inteendeel, as jy Jahwe dien, in gees en in waarheid, moet jy deel met jou emosionele toestand. Jy kan nie nou nog gebroke wees in jou emosionele toestand, en toelaat, dat jou vlees en jou emosies voorloop nie. Jy moet oorwinning behaal oor jou emosionele toestand en toelaat dat die gees begin voorloop. Want as die gees begin voorloop, weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Die oomblik wanneer mense jou sleg hanteer, dan kan jy identifiseer en sien, maar hierdie mense doen dit uit 'n posisie uit van seer, uit 'n posisie uit van gebrokenheid. Hulle doen dit uit 'n posisie uit waar die emosionele toestand te voorskyn kom. En daarom tree mense so op. So wat moet ek as mens doen wanneer mense my so hanteer? Wat moet ek doen? Moet ek retaliate? Moet ek mense ook so hanteer? Nee. Dis hoekom die woord vandag vir jou sê, moenie vergeld soos wat daai persoon aan jou gedoen het nie. Moenie so vergeld soos daai persoon se werke nie. En daarom moet ek en jy anders te optree. So die woord verklaar eintlik dat ons moet die kwaad oorwin deur die goeie wat in ons is. Ons moet die kwaad oorwin deur die goeie wat in ons is. So mense, dit is belangrik dat ek en jy sal reg optree. So moenie toelaat dat jou emosionele toestand jou onderkry nie. Moenie toelaat dat ander mense se emosionele toestand jou oorweldig nie. Maar sien dit so raak, dat die oomblik wanneer mense jou sleg hanteer, die oomblik wanneer jou kollega op jou skree, of jou sleg hanteer, of nasty is, dan moet jy weet, dis 'n emosionele toestand. Dis nie iets wat jy persoonlik gedoen het nie, jy moet dit nooit persoonlik vat nie, want as ek en jy alles persoonlik vat wat mense aan ons doen, gaan ons 'n emosionele wrak wees. Kom, wees nou eerlik, jy gaan 'n emosionele wrak wees. En ons kan nie 'n emosionele wrak wees nie, ons moet 'n standvastige, gelowige persoon wees. So ek wil hierdie woord vir jou bring vandag, dat jy standvastig sal wees, en besef, ons het 'n fight, en ons fight is nie net teen vlees en bloed nie, met ander woorde, dit beteken, ons het 'n geveg met vlees en bloed, maar ons het ook 'n geveg met die owerhede, met die magte, die wêreldheersers, want solank as wat ons met mense te maak het, gaan ons 'n fight hê in die vlees. Solank ons met stikkende mense te maak het, gaan jy 'n fight hê in die vlees. Dis hoe dit werk. Maar jy sien, ek en jy moet gereed wees, gewapen met die woord van God, gewapen met die gees
van Jahwe ons Elohim, sodat wanneer die geveg kom, ons dit reg kan hanteer. Want ons gesindheid moet reg wees. Ons geloof moet reg wees, ons denkwyse moet reg wees en ons eie emosionele toestand moet reg wees. Want as mense jou seermaak, wat gaan dan gebeur? Baie keer retaliate ons om ander mense ook seer te maak. Onthou dit, dat is mense wat seer is, wat ander mense seer maak. En as jy dit weet, dan moet jy anders te optree. Om daai persoon se hart te draai, om daai persoon se emosionele toestand oorwinning oor te kry. En dat hy kan besef, maar weet jy wat, ek is nou besig om verkeerd op te tree. Ek moet eintlik optree in die gees. So ek wil hierdie met jou deel vandag en dat jy vandag suksesvol sal wees om die dinge wat na jou kant toe te kom, te hanteer op die regte wyse. Want ons gaan dit beleef. Ons gaan beleef en ervaar hoe mense ons hanteer. Maar wat belangrik is hoe jy reageer. En as jy reageer op die regte wyse, sal jy altyd Vader vereer en verheerlik. Halleluja. Dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Dinsdagoggend. Mag jy geseënd wees. Geniet jou dag. Van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.